Hallo en welkom by hierdie nuutste episode van Blitsfokus, waar ons die jeug se stem die wêreld se fokus maak. In hierdie episode gaan ons 'n bietjie gesels oor wat hierdie naweek gebeur het en wat hierdie opkomende naweek gaan gebeur. Asook gaan ons gesels oor 'n nuwe boek en 'n lied wat uitgekom het en ons gaan 'n bietjie gesels met die wenners van die Windhoek Gimnasium en Windhoek Hoërskool in Terhoor. Bly kyk. Hallo en welkom by hierdie episode se gedeelte van Wat's Nuuts. Julle almal ken klaar wie saam met my sit. Dit is Annemarie de Tooy, my kollega hier by Blitsfokus en Zone. Nou ons gaan 'n bietjie gesels oor wat het ons gedoen hierdie naweek, afgelope naweek en ook wat kan verwag die volgende naweek, opkomende naweek. Ek is baie op my senuwee vandag. Hoe gaan dit met jou, Annemarie? Dit gaan goed, dankie François. Baie rustig. Ek voel baie rustig, ek's opgewonde. Ek het 'n lekker naweek agter die rug gehad. Skolesport is altyd my gunsteling ding om by te wees. En dan het ons natuurlik nog skolesport wat kom en daar's net 'n klomp goed wat aangaan. So ek weet nie, ek voel opgewonde, rustig. Soos jy weet, ek hou van my werk. So ek is baie gelukkig op hierdie huidige stadium. Hoe gaan dit met jou? Wel, hierdie week het maar redelik hektiek begin vir my veral. Maar ek weet laas naweek het ons die Windhoek Gimnasium en Windhoek Hoërskool in Terhoor gehad. Wat se ander sport kom nou weer op? Daar is nog 'n Interhoor wat gebeur, maar dit is die kusskole se Interhoor, so Walvisbaai Privaat Skool en Proet Akademie het hulle Interhoor hierdie naweek wat kom. Wel, ek hoop jy geniet jouself, want ek dink nie ek is genooi na daai ene toe nie. Nee, kyk, ons is 'n kleiner span wat gaan. Ons het natuurlik reeds 'n nuusspan in die Rongo. Wow. So ons vat eintlik net saam om aan te vul by daai span. Ja, so ons is 'n klein groepie van Windhoek wat gaan, maar ek dink voordat ons te veel worry oor wat kom hierdie naweek, moet ons maar gesels oor wat gebeur het afgelope naweek, want dit was groot geweest hier in Windhoek. Dit was nou obviously die, soos jy genoem het, die Interhoor tussen Windhoek Hoërskool en Windhoek Gimnasium, waar Windhoek Gimnasium toe op die ou einde van die dag oor winnaars uit die stryd getree het. Ek weet Windhoek Hoërskool het die kultuurporsie gewen. Ek was mos nou daar gewees. Ek het Ja, wat was dit, Big Brag of wat? Nee, die Dinsdag aand was mos die kultuurprysuitdeling, die redenaars. Wow. Ja, so Ek het nie daar deel geneem. Ek was Ja. nie daar deel nie. Hoe was dit? dit was baie nice geweest. Ek is 'n kultuurkind in my hart. Ek het redenaars gedoen op skool, debat gedoen op skool, poesie voorgedra, al daai klas van dinge het ek gedoen toe ek op skool was. So dit was vir my baie lekker om te gaan kyk en om te sien hoe die jonger generasie half dit uitleef en voortleef. Dit was baie nice geweest. Windhoek Hoërskool het regtig gedomeineer op daai vlak. Hulle het op die einde van die dag gewen. Hulle debatspan is ongelooflik goed aan mekaar gestel. Maar ek moet sê, al twee skole se debatspanne was nogal goed geweest. Hulle argumente wat hulle voortgebring het, was wel gestruktureerd geweest en so dit was baie lekker om te kyk. Die kore, soos jy weet, is een van my gunsteling dinge om te kyk. Ek raak eintlik altyd half tranerig as ek kore kyk. Windhoek Gimnasium het in daai afdeling gewen. Poesie het Windhoek Hoërskool gewen, redenaars het Windhoek Hoërskool gewen en toe op die einde van die dag toe is Windhoek Hoërskool die oorwinnaars in die kultuurafdeling van die Interhoor. Wow. Hulle moet daarom baie aandag aan gee aan hulle kultuur vir dit, maar praat van kore, ek hoor daar was ander kore wat ook gesing het. Ja, so die jaarlikse ATKV applauskompetisie het plaasgevind Vrydag hier by die NG Kerk in Eros. Klomp skole regtig van reg oor ons land. Ek meen Karabip het 'n skool hier gehad. Daar was 'n skool, ek dink van Rospina af as ek dit nie mis het nie. Daar was regtig skole van oral heen gewees, hoërskole en laerskole. Dit was ook baie mooi gewees om daar te kan wees, te kan kyk, te kan sien hoe dit gegaan het. Die skole sing, die kinders het ongelooflike talent. Ja, daar is nie regtig wenners gewees nie, want dit is, hulle noem dit die regional kompetisie. So die skole wat die hoogste punte toe nou gekry het, dring dan nou deur om in Suid-Afrika te gaan deelneem teen al die Suid-Afrikaanse ATKV skole. Wel, sterkte vir hulle, en ons hoop hulle verloor nie hulle stemme voor dit nie. Nou,
Kom ons gesels 'n bietjie want ek weet die groot wedstryde van die rugby wat ons nou gebeur het Saterdag is nou eintlik wat meeste mense aan wil weet. Ek was as kameraman daar gewees. Waar was jy? Ek was 'n toeskouer gewees. Vir 'n slag kon ek actually bietjie sit en kyk na die rugby. Dit was die spel was ongelooflik mooi geweest. Ons het bietjie vir Vincent hulle hier by ons vandag soos jy weet. Ja. Nou ek het bietjie voordat ons vir film het en so met Vincent gesels en ek het vir hom ook gesê soos ek weet die kwaliteit van Windhoek Gimnasium en Windhoek Hoërskool se rugby is baie groot. Ek meen jy maak nie 'n Kruiwenweek span so vol as jy nie goeie kwaliteit rugby spelers het nie. Maar hulle het my regtig verbaas nog steeds. Ek weet nie ek het klaar hoë verwagtinge gehad en hulle het nog steeds dit reg gekry om my verwagtinge te oorskry. Ek meen JD Jankovic wat die nommer 12 is vir Windhoek Gimnasium het die groter meerderheid van hulle punte wat hulle aangeteken het met sy skoppery reg gekry. Ek ken vir JD so 'n bietjie buitewerksverband en ek moet sê soos hy het my regtig beïndruk. VHS se rugbyspan al was hulle agter het nie een keer opgehou speel asof die wedstryd hulle sin is nie. Dit was regtig baie mooi rugby geweest om te kyk. Ja, nou. Ja nee, ek was kameraman, ek het al dit gesien. Ek het van toeskouers ook gesien soos hulle daar op hulle voete staan en skree het. Ja. Nou, voor ons hierdie eindig, kom ons gesels 'n bietjie van wat opkom hierdie naweek. Ja, so die naweek soos ek gesê het, is dit Walvisbaai Privaat Skool en Proet Akademie wat hulle interhoor het. Die struktuur is baie dieselfde as die interhoor wat ons nou gesien het. Ja, dis ook twee baie groot skole in rugby. Ek meen as Walvisbaai en Proet teen mekaar op die veld tree, dan weet almal dit is groot. Dit is die twee grootste skole in die kus wat dan nou kompeteer teen mekaar soos wat ons hier in Windhoek gehad het. Ja, ek sien voor om daarvan te hoor en om daarvan te sien op die Zone se social medias, soos gewoonweg. Maar ons moet ongelukkig totsiens, ons moet ongelukkig groet. Dit is altyd wat ons het vir hierdie gedeelte van Wat's Nuut. Volgende gaan ons gesels met die kaptein en onderkaptein van Windhoek Gimnasium se onder 19 span. Hallo en welkom by hierdie episode van Blitz Fokus se onderhoud. Soos julle kan sien op die skerm, ons het alweer twee mense by my op die bankie. Wil julle julleself graag voorstel vir die? Hallo almal, ek is Vincent Scholz, die kaptein van Windhoek Gimnasium se eerste span, die King Prize Lions. Hallo almal, ek is John Daniel Andrew Mankies, ek is die vice captain van die King Prize Lions. Nou, hulle sal dalk bekend lyk vir julle en dit is omdat hulle het in die interhoor deelgeneem wat plaasgevind het gedurende laas naweek. Nou, hoe was dit vir julle? Hoe was die interhoor? Wat het julle verwag? En wat het dit uitgespeel? Soos julle gedink het dit sou? Kyk, wil jy antwoord of? So nee, ek dink dit was groot verwagtinge veral van ons skool af, se kant af vir ons span. Ek dink ons het ek weet nie, dit was nogals ja nee, jessie. En vir jou? Het jy enigiets te sê daaroor? Dit het my net ongelooflik gevoel om onze skool trots te maak en te sien die blydskap uit ons spelers uit. Nou, julle sit hier want julle het die interhoor gewen. Ja. So beskryf daardie oomblik toe die laaste eindvletjie geblaas het. Wat het julle gevoel? Ek dink mengsel van baie emosies, van blydskap, emosionele soos hartseer en so aan, omdat ons laaste enetjie was. Maar ek dink meer blydskap omdat ons gewen het, ons het deurgedruk tot op die einde en ja. Nee, ek het niks te sê. Ek kan nog eens sê. Jy stem maar saam met jou Ek stem kaptein. saam met hom. Nou, sien dat die kaptein so gereeld praat. Kom ons vra vir die vice captain. Wat is 'n vice captain in Afrikaans? Ek is nou nie seker nie. Onderkaptein. Ek wou net seker wees dat ek nie iets verkeerd sê nie. Nou, vir die onderkaptein, kom ek vra vir jou hierdie spesifieke vraag. Wat dink jy was die sleutel tot julle span se sukses? Dat ons geglo het in
wat ons coaches gesê het en net die by hoe ons vir mekaar gespeel het. Ja. So leierskap van julle coaches af en samewerking basis. Ja. As ek nou mag opsom. Ja. Yes. Nou, hoe het julle span as leiers gemotiveer? Ek dink as dit net hulle weer herinner oor wat die coaches ons geleer het, oor wat ons goed in is, elkeen ons het elkeen herinner luister, jy is goed in die, probeer dit doen in die game, fokus op die goedjies wat jy kan goed doen, nie fokus op die goedjies, jy weet wat, dalk jy laat stres oor, ek is bietjie bang vir die en dat nie, en ek dink dit het elkeen 'n bietjie gemotiveer en gereed gemaak vir die game. Ek hoor. Nou, julle verwys baie na julle coaches toe. Nou, wat sou jy sê het julle coaches aangegee? Gedurende wanneer julle beginne moeg raak het, beginne twyfel het, waar het julle coaches ingestaan daarvoor? Vir ons net, hoe kan ek sê, vir ons geïnspireer in 'n manier, soos altyd met ons gepraat, ons koppe hoog gehou, sodat ons die game net deur kan druk. Stem jy saam? Ja, nee, ek stem so, ek dink, hulle het weer eens herinner oor wat hulle ons geleer het, en ek dink dit het net weer vir ons rustigheid gebring in ons koppe en gesê, luister maar, okay, ons coaches het ons iets geleer van control the controllables, en ek dink dit was 'n baie belangrike ding wat 'n groot rol gespeel het in die game. Ek dink die goedjies wat jy kan control in 'n game is nie die ref nie, dis nie die lynsregter nie, dis hoe jy kan speel, jou struktuur en so aan, en ek dink hulle het net 'n bietjie weer ons herinner oor dit. Nou, gedurende die wedstryd wat julle gespeel het, was daar ooit 'n spesifieke oomblik wat julle besef het, ons het dit, ons gaan wen? Ek dink nie regtig so nie van, ons kan nooit vir wie hy is, hulle is 'n baie groot en sterk skool, ons kan hulle nooit onderskat nie. So, ek dink nie daar was 'n spesifieke oomblik in die game. So julle was seker om altyd reg te wees? Ja. Altyd voorberei. Altyd voorberei. Nou, hoe het julle vir hierdie wedstryd, vir die hele introer, hoe het julle voorberei? Nou beide fisiek en geestelik. Ek dink fisiek, ons het 'n laat begin gehad in die jaar met ons rugby seisoen oor die weer, veral en al die goedjies wat gebeur het deur die jaar. Ons het die toer was 'n groot voorbereiding vir ons introer. Ons het Paul Roos toe getoer. Die week voor introer, ons het daar 'n paar games gespeel en ek dink dit was 'n baie goeie voorbereiding vir ons toer, vir ons introer. Ja. Nou en wat van geestelik? Ek dink ons het 'n paar goedjies waar ons op staan as Lions. Ons sê dit so, play for the audience of one. Ja. Ek bedoel ons speel vir die Here. En ek dink ons het altyd teruggedraai na hom toe en vir hom gevra om ons te help. Ons het altyd op hom staat gemaak en so aan. Okay, ek verstaan. Nou, as ek net mag weet gou. Wat beteken hierdie oorwinning vir julle persoonlik? Nie net as spelers nie, maar as leiers ook. Ek dink vir die seniors beteken dit die wêreld van is ons laaste introer om in daai trui in te speel. Ja. Nee, ek dink ek kan saamstem daar. Dis 'n groot eer om in die Lions trui te speel. Dink jy daar's baie mense wat daai kans kry nie. En ek dink ons vat elke opportunity wat ons kry en ons vat dit met al twee hande. So dit is julle laaste wedstryd in die trui. Nee, laaste introer. Laaste introer en julle het gewen ook. Ons het gewen. Ja. Wow. Ja. Nee, ek dink dit was baie nice. Nou, kom ons trek 'n bietjie aandag na julle span toe. Okay. Nou, wie in die span het volgens julle regtig uitgestaan op die dag van die wedstryd? Ek dink ons kan iemand regtig uitsonder. Kyk, ek kan spelers noem soos ons nommer 12 wat goed geskop het, wat baie punte vir ons aangeteken het. Ek kan my kaptein uitsonder, maar
op die einde van die dag, dis 'n spansport en ons het as een gespeel. Nee, ek dink daar's nie meer om te sê niks. Stem 100% saam met hom. Ja nee, dis altyd goed as jou eie kaptein en onderkaptein actually glo as 'n span en nie as een vir een nie. Dit is baie mooi om dit te hoor. Nou, hoe sou julle beskryf die span se gees en die band tussen julle as spelers? Kyk, ek dink ons is hierdie jaar nog as 'n jong spannetjie. So dit was veral aan die begin van die jaar nogals moeilik om daai bond tussen mekaar te bou, wanneer seniors met die klein juniors en so aan en ek dink, ek weet jy, ons het net besluit luister, maar ons gaan moet iewers mekaar leer ken, ons gaan moet iewers 'n verhouding bou, 'n vriendskap bou as ons gaan wil saam speel die jaar. En ek dink daar sou het almal net besluit, okay, maar luister, kom ons werk aan 'n vriendskap met mekaar. En ek dink dit is ons span se verhouding tussen mekaar almal is verskriklik goed. Nou, wat was vir elkeen van julle die spesiaalste oomblik van die Saterdagwedstryd? Myne, yes, daar's baie. Dink jy mens kan, daar's nie net eenetjie nie. Ek dink seker toe as die bal, toe Jankovic die bal oorgeskop het, die laaste oorskop en die fluitjie blaas. Ek dink dit was seker die beste gevoel ooit, die gevoel van ons het gewen. Ja, Ek dink dit was seker dit. As ek net mag inspring, daai oomblik was baie vreesend vir my gewees. Ek was mos die kameraman op die kant van die veld. So toe daai hele trop mense net daar afkom storm. Ek staan daar in die middel met 'n kamera. Nee, ja. Nou, ek bring ons nou maar net gou terug. Wat het julle geleer oor julleself? Dat ons uithou vermoëns het en dat ons altyd vir mekaar en vir die ou langs jou speel. Ja, ek dink ek nog as agtergekom ons kan actually, jy weet, mense, hoe kan ek nou sê, ons kan actually ons span lei en mense lei wat vertrou het in ons en ons het goeie uithou vermoë soos jy gesê het. En ja. Nou, kom ons trek terug 'n bietjie na geskiedenis toe. Waar het julle liefde vir rugby begin en ook hoe het julle vandag nog so baie van die sport lief? Ek kan nie regtig sê op 'n jong ouderdom nie, van ek het ander sportsoorte probeer, maar ek het teruggekom na rugby toe omdat ek het net die passie vir dit. Ja, ek dink myne het van 'n klein ouderdom af begin. Was altyd van kleins af groter as al die ander. Daar so het, jy weet, my pa en my broers en almal 'n bietjie motivering ingepraat met my om rugby te speel en was lekker en so aan, totdat ons was eers in SA gebly, so toe teruggekom na Namibië toe. En so rondom graad 8 so aan, my ouer broer het ook self vir die Lions gespeel. En ek dink daar sou dit iets binne my wakker gemaak en sê, maar ek wil ook daai try verdien. En dit het net nog groter die passie vir rugby gemaak. Wel, dis moet interessante perspektiewe van twee verskillende kante. Een wat van jongs af dit wil hê en een wat later in lewe besluit het maar dit is waar hy wil staan. Nou, in terme van dit, wie is julle gunsteling rugby speler of rolmodel? Plaasliks of internasionaal mos nou? Myne is seker Sasha Feinberg in KwaZulu. Hy's 'n baie skillvolle speler en hy kan 'n game lees baie goed. En ek dink ek het klomp, maar seker die gunsteling op die oomblik Pieter-Steph du Toit. Ek dink die spel wat hy speel is graag die spel wat ek wil ook kan speel. Ek kyk baie op na hom en hoe hy speel, hoe hy die game lees. En ja, sy work rate dink ek is baie uitstekend. Okay. Kom ons trek terug na julle as leiers toe. Ek is nou nuuskierig, hoe het dit vir julle gevoel om 'n span te lei en wat was die uitdagingste deel van die verantwoordelikheid? Kyk, ek dink ons het van die begin af geweet
Dus daar's baie op ons skouers. Veral ons twee as leiers van 'n span. Ja, ek weet nie, dis nogals moeilik om te sê. Ek dink die uitdagingste vir my, ek weet nie van Jadie, maar ek dink vir my was om my kop te kan hou in die game, om nie my kop te verloor nie. Want sodra ek my kop verloor, kan my hele span dalk hulle koppe ook verloor. En dan val ons span in mekaar in en so aan. Ja. Nee, ek stem 100% saam met my kaptein daar. Ja, as moes kop gehou het, ons moes ons spelers wys dat ons nie ingee toe hulle punte aanteken teen ons nie. Van sodra ons kop verloor, gaan hulle kyk na ons toe en dan, ja. Nou, as kaptein en onderkaptein, hoe werk julle saam? Ons is maar die konneksie tussen die voorspelers en die backline, as ek het kort kan sê. Ek dink ons werk goed saam. Ons kom al actually 'n tydjie saam wat ons rugby saam speel. Van laerskool af. En ja, ek dink dit speel ook 'n groot rol in ons verhouding as twee kapteine op die veld. Nou, nog net 'n paar vragies oor, né? Seker so 2 of 3 oor wat ek net gou graag wil weet. Eerstens, watter boodskap het julle vir jong rugby spelers wat eendag ook in die interhoor wil verteenwoordig? Ek het 'n quote van Kobe Bryant. Nie dat ek basketbal kyk nie, maar hy het gesê hard work beats talent when talent fails to work hard. En ek het altyd op dit gestaan om my te motiveer. Harde werk voor talent. Ja. Ja, ek sien nogals baie dieselfde sê, maar ja, ek dink vir almal wat daar wil nou, weet eendag ook in so 'n groot wedstryd en so groot stage wees en so aan. Ek dink julle moet hard werk, nooit moet opgee nie. En ek dink, soos Jadie ook gesê het, hard work beats talent. So jy kan dalk nie nou die meeste talent hê teenoor ander mense wat in jou span dalk het, maar as jy bietjie harder werk, gaan jy dit dalk uitspeel en ek dink dis belangrik. Dit is 'n baie mooi boodskap. Nou, nog iets wat ek net gou wil weet is, wat hoop julle om agter te los? Nie net as die wenners nie, maar ook as, sê maar, rolmodel vir Windhoek Gimnasium se rugbykultuur. Ek dink, wat ek nogals graag sou agterlos is, dat almal moet weet, dit was nogals 'n eer, dis 'n eer om rugby, eerste span rugby te speel vir Gim. Dis nie sommer net enige sport, enige span en so aan nie. En ek dink, ek wil graag dit vir die ouens los, dat dit moet iets wees wat hulle graag wil hê, anders te, ja, ek weet dit is bietjie moeilik om te sê. Al wat ek vir hulle wil sê is, los die trei in 'n beter plek. Ja. Nou, die laaste vraag voor ons nou hierdie onderhoud eindig is, julle het natuurlik van die sosiale media gons gesien oor die referees en die regverdigheid van die wedstryd. Hoe voel julle daaroor en wat het julle te sê en te kommentaar oor dit? Kyk, ek dink, ek wil nie te veel kommentaar lewer nie. Ek dink baie, dis opbou van emosies vir albei mense van albei kante af. Ja, ek wil nie te veel kommentaar lewer op dit. Ja. Ek dink nie, ek het nou nie die reg en dis nie my plek nou om dit sommer net daar op die lig te sit. Eerder die groot mense los en net fokus op te speel. Ja. Nee, dit is verstaanbaar. Dit is iets wat ek kan verstaan. Nou, ongelukkig is dit altyd wat ons het vir hierdie onderhoud. Saam met my was Vincent Scholz en John Daniel Mankies. Hulle is van die Windhoek Gimnasium onder 19s rugby span wat hierdie laas naweek, die interhoor gewen het. Hierna gaan ons gesels oor 'n nuwe lied wat uitgekom het. Hallo en welkom by Nuut op die Rak, waar ons gesels oor nuwe boeke of boeke wat ons geïnteresseerd. Nou,
Hierso het ek 'n nuwe boek ook bygekom van Helene de Kok. Ek hoop ek sê die naam reg. Die boek is getitel Keer 10. Nou, hierdie is 'n interessante boek, want hy staan met 2 stories en 2 name. Dit is nou Plek van die Bittermaan en Kamer van die Stormwind. Ja, Kamer van die Stormwind. Nou, in Plek van die Bittermaan besluit die beeldskone Tessa, 'n ongetroude enkelma, om met haar seentjie stad toe te vlug, waar sy anoniem sal kan wees. Maar dis nie so maklik nie en sy word voor hartverskeurende keuses gestel. Die eerste storie gaan oor, soos julle nou gehoor het, dit gaan oor 'n ma wat besluit het om met haar en haar seun te vlug. Ek is nou nie 100% seker waaroor hierdie boek gaan nie. Ek het nog nie heelwat kans gehad om deur te lees nie. Maar dit klink vir my asof sy deur moeilike tye gaan en dat die storie volg nou vir haar, soos wat sy haar seun probeer 'n beter lewe gee en as ook van haar geskiedenis af weg te kom. Nou, in die tweede storie van hierdie Keer 10, in Kamer van die Stormwind, moet die jong Jessica afskeid neem van haar man, wat na 'n rugbybesering al maande in 'n koma is. Maar, ten spyte van die hartseer, bly sy steeds deel van die stroom van die lewe. Nou, ek is redelik onseker oor hierdie ene. Soos ek sê, ek het nog nie heelwat kans gehad om die boek klaar te lees nie. Dit gesê, hierdie klink nou vir my meer soos 'n storie van hartseerheid, van iemand wat ten spyte alles wat die lewe aan haar gooi, staan sy nog steeds sterk, veral in terme van die moeilike keuses wat sy moes gemaak het. Nou, Helene de Kok, sy is ook bekend as Helena van Skalkwyk, op 12 November gebore, jare terug in 1934. Sy is nou wel 'n ou skrywer, maar sy bring nog steeds goeie boeke uit in my opinie. Nou, dit is ongelukkig al wat ek het vir hierdie episode van Nuut op die Rak. Volgende gaan ons gesels oor 'n nuwe liedjie wat uitgebring is. Hallo en welkom by hierdie episode se gedeelte van Voor in die Koor, waar ons gesels oor nuwe liedjies of sommer net liedjies waarvan ons hou. Hierso gaan ons gesels oor 'n nuwe liedjie wat onlangs uitgesaai is. Dit is In die Bos deur Chris Stein. Nou, dit is 'n treffende lied wat die luisteraar neem op 'n reis deur die natuur en die innerlike vrede. Die lied beskryf die rustigheid en eenvoud wat gevind kan word in die bos, ver weg van die stad se geraas en mensgemaakte probleme. Dit dra 'n sterk tema van terugkeer na eenvoude, stilte en die skepping. Verskoon my. Nou, dit klink baie lekker vir my. Ons almal weet mos nou soms is jy eenvoudig nie meer lus vir hoe die wêreld loop nie, en soms is stilte en rustigheid 'n baie lekker ding om na toe te gaan. Nou, met die poëtiese lirieke en 'n kalmerende melodie bring die lied die idee oor dat mense soms moet wegstap van die wêreld om weer sin in die lewe te vind. Die bos word simbolies voorgestel as 'n plek van genesing, nadenke en geestelike vernuwing. Chris Stein se vertolking is opreg en emosioneel en dra die boodskap met warmte deur. Nou, hierdie lied bring deur die temas van natuur en vrede, as ook die ontvlugting, verskoon my, van die daglikse lewe, die geestelike rus en herstel, as ook verbintenis met die skepper. Nou, vir my voel dit asof ons almal soms net moet 'n rukkie vat om weg te kom van die chaos wat die wêreld is. En ek voel dit is baie belangrik om, soos die liedjie te sê, soos die lirieke van die liedjie te sê, 'n tydjie te vat om weg te stap en jouself weer te vind. Nou, dit is ongelukkig al wat ons het vir hierdie gedeelte van Voor in die Koor.
dit is al wat ons het vir hierdie episode. Maar moenie worry nie, julle kan ons weer volgende week kry op DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25. As ook op ons webblad OneUp2 en ons Blitz Fokus sosiale media soos Instagram, TikTok en Facebook. Dit is al wat ons het. Ons hoop sien julle volgende keer.